Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 238, verse 1 en 3. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 46, verse 1 en 3. Ons
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 599, verse 2 en 3, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 284, verse 1, 2 en 3. Amen.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees die eerste 12 verse van Psalm 22. Om dit so te stel, Psalm 22 was 'n skrifgedeelte wat ook 'n groot rol gespeel het met die kerkhervorming. 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? En bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord nie. Ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige, wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op U het ons voorouers vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry. Op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê: laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry, as hy dan so baie van hom hou. U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder U sorg. Van die begin van my lewe af is U my God. Moet tog nie so ver van my af weg bly nie, want die nood is naby en daar is niemand wat help nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom laat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, wanneer ons by die tuin van ons aardse lewe staan, hier waar ons moet plant, versorg, werk en bid, hoor ons tog, as ons voor U verootmoedig. Hoor tog wanneer ons nou tot U roep, en ons, afhanklik soos kinders, al ons hoop en al ons verwagting op Jesus Christus, ons Here plaas. Wanneer ons by die tuin van ons lewe staan en alles om ons is verdroog en verwaaid, pleit ons by U. Wees U tog self
vir ons soos die dou. Skenk aan ons geloof en laat u Gees in ons harte sy tuin kom maak. As ons vandag nog te klein is om te bid, sien ons raak, want ons is in u naam gedoop. As ons vandag op 'n siekbed moet lê, skenk u tog aan ons die genade om ons troos in u nabyheid te mag vind. En as ons vandag deur hierdie stikkende lewe plat gedruk is en nie meer krag het om selfs eers te bid nie, hoor dan tog hoe u Gees vir ons by u intree. Skepper van hemel en aarde, breek vir ons elkeen 'n toekoms oop. Juis wanneer dit in ons lewensomstandighede so lyk of ons hoop en drome in stukke gaan breek. Skep u tog self vir ons 'n toekoms. En laat u Gees oor ons kom. Laat hy vrede in ons lewe bring. Omdat ons dan mos weet of ons leef en of ons sterf, ons behoort aan u. Here ons God, ons wil nie geluk en vrede van die wêreld hê nie. Ons geluk en vrede wil ons uit u hand ontvang. Vergewe tog ons sonde. Roep tog die kruis van u seun in herinnering. En maak dan tog u hand van genade vir ons oop. Driemaal heilige God, ons hart en hande is tot u alleen gerig. Sien ons tog om Christus ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 482, die eerste en die tweede strofe.
Langs sy sterfbed het hulle 'n stukkie papier gevind waarop hy in Duits en Latyn geskryf het. Hy is die nag van 18 Februarie 1546 oorlede. En hy het hierdie briefie geskryf, klaarblyklik die dag of wat voor hy dood is. En op hierdie stukkie papier het hy geskryf dat hy sy hele lewe lank aan die studie van die Bybel gewy het. Maar telkens het hy tot die besef gekom dat hy God se wil en God se woorde nie alles mooi verstaan nie. En inderdaad, na 'n leeftyd se skrifstudie, na 'n leeftyd se saamleef met die profete en die evangeliste en die apostels, kan ons genoeg weet om die ewige lewe te beerwe, maar van God self en van sy koninkryk weet ons bitter min. Die man van wie ons praat is Martin Luther. Martin Luther het geleer dat ons in die geloof maar altyd soos bedelaars voor God sal staan. En dat ons elke dag by hom moet bedel, dat hy tog sy wil en sy woord vir ons, vir my, duidelik sal maak. En dan as 'n mens terugblaai in die Ou Testament na die boek Spreuke toe, vind 'n mens 'n man daar met die naam van Ager. Hy was 'n wysheidsleraar. Iets soos 'n professor wat iets van alle vakke af weet. Baie slim man. En op 'n geleentheid het 2 van sy vriende hom uitgevra oor die lewe, die wêreld, maar ook oor God. En toe sê hy, hierdie wysheidsleraar, as julle my oor God self uitvra, dan is ek so dom, soos 'n redelose dier. Martin Luther se geskiedenis begin as ware op 'n warm dag in Julie maand, onthou dis die noordelike halfrond, op 'n warm dag in Julie maand 1505. Hy was op pad te voet en daar het donder weer opgesteek. En toe skielik slaan daar 'n weerlig met 'n gewelde slag hier baie naby aan hom. Met die gevolg dat hy so geskrik het, dat hy dadelik teenoor God onderneem het, om van nou af sy lewe deur te bring as 'n monnik. Hoekom 'n monnik?
Miskien as die weer vandag so lank sal slaan of een of ander ernstige ramp ons amper getref het, dan sou ons ook in die oomblik dalk moontlik gesê het, ag Here, vergewe my sondes, ek onderneem om nie weer verkeerd te leef nie meer sondes te doen nie. In die tyd van Martin Luther is gereken dat as jy jou wil afsonder van die bose wêreld, dan gaan woon jy in 'n klooster. Daar in die klooster is jy afgesonder van hierdie bose wêreld. Daar's geen invloede van hierdie bose wêreld op jou en jou gemoed nie. En hier in die klooster kan jy jou hele lewe wy net om goeie dade te pleeg. Want soos daardie tyd gereken is, deur die Romeinse kerk verkondig is en hoe Martin Luther dit op daardie stadium van sy lewe verstaan het. Hoe meer goeie werke jy doen, het jy soveel beter 'n kans om deur God raak gesien te word, om in God se guns te kom en uiteindelik sy koninkryk te kon ingaan. 17 Julie, skaars 2 weke later, staan Martin Luther by die voordeur van die Augustynse klooster in Erfurt. En voordat hy toegelaat word tot die klooster, moes hy eers 3 vrae beantwoord. Is jy 'n slaaf wat weggeloop het? Het jy skuld en probeer jy jou skuldeisers ontglip? Het jy die een of ander verborge siekte? Martin Luther kon op hierdie 3 vrae nee antwoord, en so was hy 'n geskikte persoon vir die klooster. 'n Mens wonder tog, moes die eerste vraag maar nie gewees het, glo jy in Jesus Christus nie? Hoe dit ook al sy, aanvanklik wanneer 'n mens so in 'n klooster opgeneem word, dan doen jy al die nederige sleerwerk. Jy was vloere, jy was die kleedkamers, jy werk in die kombuis, jy gooi die vullis weg, jy doen al die nederige sleerwerk. En Martin Luther het hart en siel om toegewy aan hierdie nederige werk. Want Martin Luther het besluit dat in sy lewe wil hy God se guns beleef. Hy wil sy lewe heilig maak. En daarom het hy ook streng gehou by die dissipline van die klooster. Die gebedsure stiptelik bygewoon. Die meditasieure. En hy het ook 'n goeie verhouding met sy mede-kloosterlinge het hy opgebou. En toe dit by die dag kom, dat hy sy priestergelofte moes aflê, was die hoof van die klooster en al die ander monnike baie beïndruk met broeder Martin Luther. Broeder Martin Luther
sou 'n baie goeie priester uitmaak. En tog het iets bly happer. Terwyl Martin Luther so by die dissipline van die klooster gehou het, die skrif bestudeer het dit by hom bly happer dat iets kort. Nêrens kry hy die gevoel in sy hart dat die saak tussen hom en God reg is nie. Hy was nou behoorlik soos daardie jong man wat by Jesus Christus gekom het en vir Jesus gevra het, wat moet ek doen om die ewige lewe te kan ingaan? En Jesus sê vir hom, hou by die wil van God. En die jongman aanhou, ja, maar dit doen ek. Wat is daar spesiaal wat ek kan doen om in God se guns te kan kom? En dis die worsteling waarmee Martin Luther geloop het en hy kry nie 'n antwoord nie. Telkens as hy hoor van die geregtigheid van God, dan sidder Martin Luther, want iets sê vir hom, hy doen nie genoeg nie. En so het hy dan natuurlik ook, soos al die ander, sy biegvader gehad, Johannes von Staupitz. Elke dag het hy die ou biegvader besoek, en elke dag sy sondes en verkeerde dade bely. Hy het naderhand al die verkeerde dinge en die sondes wat hy sou pleeg as kind of jong mens, het hy kom bieg by die ou vader. Totdat hierdie man vir homself gesê het, hy moet ophou. Hy gaan homself van sy kop afdryf. Maar Martin Luther het hom blind gestaar teen die geregtigheid van God. En dink bietjie mooi, broeder en suster. Ons doen dit ook. Die oomblik wanneer 'n ramp 'n mens tref, wanneer dit met jou sleg gaan, wat is die eerste gedagte wat by 'n mens opkom? Is hoekom straf God my tog so? Wat het ek verkeerd gedoen? En dan het ons ook in ons leefwêreld mense wat kom en sê, maar jy glo nie goed genoeg nie. Mense wat vir ons kom sê, maar jy moet tot bekering kom. Jy moet al jou slegte dade laat staan. En dis waar, ons word opgeroep tot 'n lewe van bekering, ons word opgeroep om ons slegte dade te laat staan, maar dan kom die res van die sin. Eers as jy dit doen, sal God jou raak sien en sal God jou begenadig. Jy hoor hierdie goeie werke teologie. Jy moet eers al hierdie goeie goed begin doen. Dan sal God jou met gunstige oë aankyk. Martin Luther het hom verdiep in sy teologiese studies, en so in die jare 1512 het hy alreeds sy doktorsgraad gehad in die teologie, en hy was ook as professor aangestel
in die Universiteit van Wittenberg. En toe gebeur dit so dat terwyl hy met sy studente deur die skrifwerk hulle by die Psalmboek kom. En Martin Luther het die kommentaar van die ou kerkvader Augustinus gebruik om die psalms uit te lê. Die ou kerkvader Augustinus het al die psalms christologies uitgelê, bedoelende gewys hoe elke psalm heen wys na Jesus Christus. En so kom Martin Luther op 'n dag by Psalm 22. En hy sien hierdie woorde: my God, waarom het U my verlaat? Martin Luther kon verstaan waarom die ou vader Augustinus dan ook baie klem op hierdie woorde gelê het, want dit was inderdaad presies dieselfde woorde wat Jesus Christus aan die kruis geuiter het. Inderdaad het Jesus aan die kruis Psalm 22 aangehaal. En dit was vir Martin Luther 'n baie moeilike saak om te verstaan. Hy het geredeneer dat 'n mens soos hy, Martin Luther, kan met so 'n worsteling loop. My God, waarom het U my verlaat? Want dis die worstelstryd in hom nog sy hele lewe lank. Dit kan hy verstaan. En hy kan verstaan hoekom mense met hierdie vraag sou worstel, want ons is almal mense wat loop en verkeerde goed doen. So God verlaat jou omdat jy 'n verkeerde lewe lei. My God, waarom het U my verlaat? Wat het ek verkeerd gedoen? Wat het ek dalk onbewustelik verkeerd gedoen dat dit met my sleg gaan? Dat dit voel of U my verlaat het. En Willem en sê, toe breek die oomblik van kerkhervorming deur. En besef Martin Luther vir die eerste keer in sy lewe dat Jesus Christus hierdie woorde gebruik het met sy sterwe aan die kruis, sodat elkeen wat in hom glo nooit hierdie woorde hoef te sê nie. My God, waarom het U my verlaat? Hierdie woorde was finaal deur Jesus Christus uitgespreek, want hy het die soenoffer gebring. En hiermee stap Martin Luther na die kerkgebou in Wittenberg en hy doen wat gewoonlik gedoen word as daar van die priesters of doktore of professore is wat oor 'n teologiese saak wil praat. Dan gaan slaan hulle dokument, hulle geskrif teen die kerk deur vas. En so stap Martin Luther 31 Oktober 1517 met sy 95 stellinge om daarmee te sê: genade alleen, geloof alleen,
die skrif alleen. Aan God kom die eer. Broeder en suster, daar's 'n verskil tussen hoe ons die woord geregtigheid verstaan en hoe die evangelie die woord geregtigheid aan ons voorhou. Wanneer mense praat van geregtigheid, wanneer ons praat van geregtigheid, dan bedoel ons 'n tand vir 'n tand en 'n oog vir 'n oog. Wanneer God praat van geregtigheid, dan bedoel hy die kruis op Golgotha en die oop graf van Jesus Christus. God se genade en God se geregtigheid is die twee kante van dieselfde muntstuk wat geld vir God se kind. In Jesus Christus het ons verlossing van alle sondes. En elke oggend wanneer die son opkom, begin God se genade met ons elkeen van vooraf. Psalm 22 in sy Ou Testamentiese gedaante is 'n klaagelied. En so het Jesus Christus dit ook bedoel, toe hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Om van God verlate te wees beteken om in die hel te wees. Net sodat ou Martin Luther en elkeen wat in Jesus Christus glo, na Psalm 22 kan kyk en dit lees, nie as 'n klaaglied nie, maar as 'n danklied. Want later sê die psalmdigter, U het my gebed verhoor. Broeders en susters, mag ek en U tog vrede in ons lewe vind, net oor die woorde uit genade alleen. Amen. Ons slotgesang is gesang 485, die eerste en die derde strofe.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.